Die ander dag speel ek golf saam met 'n skaapboer hier van my wêreld. En soos ons stap, vertel hy vir my dat hy nou vir hom 'n vriendoramma gekry het, so 'n jaar of wat terug, wat hy nou op sy marine oeye sit. En ek moet bietjie, as ek weer daar in sy rigting kom, moet ek bietjie kom kyk hoe mooi is daai ooitjies. Hoe daai lammers is so mooi. Daai jong oeye is ongelooflik mooi. En soos ons stap, vra ek vir hom, maak jy meer geld nou uit daai Afrino kruisings uit as uit jou merinos uit? En toe weet hy nie eintlik regtig wat om vir my te sê nie. Hy sê hy weet nie regtig nie, maar al wat hy weet is hulle is flippend mooi. So, en dit is die probleem wat baie boere mee sit. As hulle weet nie eintlik wat is die verskil tussen mooi en goed nie. Want dit is nie noodwendig dat 'n mooi dier 'n goeie dier is nie. Dat 'n mooi dier 'n funksioneel doeltreffende dier is nie. So, as jy wil weet, waar staan jou boerdery teenoor die top 20% skaapboere in Suid-Afrika, dan gaan kyk net reg onder hierdie video, is daar 'n skakel wat sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan gaan klik jy op daai skakel en dan doen jy dis 'n kort evaluasie wat vir jou 'n baie goeie aanduiding sal gee. Waar staan jou boerdery teenoor die top 20% skaapboere in Suid-Afrika? Want as jy nie 'n verwysingspunt het nie, dan weet jy nie of jy goed of sleg is nie, maar jy weet ook nie of jy vordering maak nie. So dit is baie belangrik dat jy 'n verwysingspunt kry van waar jy huidiglik is, sodat jy weet wat jy moet doen om vordering te maak. Daar is basies net 3 maniere hoe jy meer geld kan maak uit jou skaapboerdery uit. En daar is ook net 3 areas waarop jy moet fokus om dit reg te kry. So in hierdie video gaan ons kyk na die 3 maniere om meer geld te maak uit jou skaapboerdery uit, en dan ook na die 3 fokusareas. Ek noem dit die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. En as jy bly tot aan die einde, dan gaan ek vir jou wys hoe kan jy binne 12 maande jou skaapboerdery vat na die top 20% van skaapboere in Suid-Afrika. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, my naam is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, maak jy nog geld uit jou skaapboerdery? Weet jy hoeveel geld jy uit jou skaapboerdery uitmaak? Of is jy nie heeltemal seker wat presies in jou skaapboerdery aangaan? Hoe winsgewend is jou skaapboerdery? So, as jy nie seker is nie, dan stel ek voor dat jy net onder hierdie video is daar 'n skakel wat sê WMS skaapboerdery evaluasie. Gaan doen daai evaluasie sodat jy kan uitvind waar staan jy met jou skaapboerdery. Hoe vergelyk jou skaapboerdery met die top 20% skaapboere in Suid-Afrika? En jy sal dan sien in watter afdeling jy tekort skiet. Is dit in al die afdelings of is dit net in 'n sekere afdeling? Hoe vergelyk jou boerdery met die top 20% skaapboere in Suid-Afrika? Want as jy weet hoe jou boerdery vergelyk met hulle sin en waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. So, daar is basies net 3 maniere hoe jy meer geld kan maak uit jou skaapboerdery. Die eerste een is verhoog die prys, dan is dit verlaag die koste en produseer meer. So, jy met jou prys kan verhoog op jou produk. Hoe gaan jy dit regkry? Die ander manier is om eenvoudig jou koste van produksie te verlaag. En as jy nie 'n beter prys meer kan kry nie en jy kan nie teen 'n laer koste produseer nie, dan is die vraag is hoe gaan jy meer produseer om op daai selfde winsmarge te bly. So, as ons gaan kyk na 'n baie eenvoudige voorbeeld. Boerdery is baie meer kompleks as dit, maar dit is net ter illustrasie. Kom ons sê jy boer met 'n boerdery van jy het 1000 oeye wat jy op jou plaas kan aanhou. Dit is jou draagkrag soos dit huidiglik is. En jou inkomste per ooi is R1000 en jou uitgawe per ooi is R600. So dit gaan vir jou 'n wins gee van R400 per ooi vir
teoretiese doeleindes. So, hoe lyk hierdie besigheid? Ek het nou net hier 'n grafiek op die onderste as hierso is die aantal oeye van 0 tot 1000 en dan hierso het ek van 0 tot 1000 rand maal 1000, so met ander woorde hierdie is 200.000, 400.000, 600.000, 800.000 en dan 'n miljoen rand. So dan op hierdie as hierso het ons die groen is die inkomste per ooi en die rooi lyn is die vaste koste. Kan sien daar is die vaste koste. En dan die oranje lyn is die veranderlike koste. Dit is die koste wat saam met jou per ooi loop. En dan die veranderlike koste plus die vaste koste gee dan vir jou totale koste. So nou jy sal sien hierso in hierdie spesifieke voorbeeld is jou gelykbreekprys dan so daar rondom 450 oeye. En hierdie gaan alles afhang van wat is jou maatstaf, wat is die eenhede hoe jy jou berekening gaan doen. Wat is want hierdie koste kan wees jou verander, jy kan dit bereken per ooi, per kilogram, per hektaar, per kleinvee eenheid hektaar. Wat is die gemeene deler wat jy gebruik om te bepaal wat is jou inkomste en wat is jou veranderlike koste en dan ook jou vaste koste. En hoe gaan jy dit vergelyk met iemand anderster? Want dit help nie, jy werk op inkomste per ooi of koste per ooi en jou buurman werk op kleinvee eenhede en die ander ou werk weer op kilogramme nie. So die enigste manier hoe jy regtig jouself kan vergelyk in terme van inkomstes en uitgawes per watter eenheid jy ook al gebruik is om dieselfde eenhede te gebruik en dan dieselfde berekeninge te gebruik, dieselfde metode te gebruik. So dit is hoekom dit belangrik is om deel te word van 'n groep waar julle presies dieselfde metodes gebruik om julle boerdery te vergelyk. Nou, hoe kan ons meer geld maak uit ons skaapboerdery uit? Deur die prys te verhoog. Nou, deur die prys te verhoog beteken om jou gemiddelde inkomste wat jy vir daai produk van jou kry, of jy dit nou per kilogram, per lam, per ooi, hoe jy dit ook al bereken, is jy kan eerstens gaan kyk na kry jy die beste prys. Gaan bel jy rond, vra jy vir pryse, gaan vergelyk jy pryse tussen verskillende agente en bel jy abattoirs, hoe bepaal jy wat is die prys hierso wat is die beste prys wat jy kan kry. Dan 'n ander manier kan wees om verskillende metodes te gebruik om te verkoop. Met ander woorde, jy kan deur agente verkoop, direk aan voerkraale verkoop, jy kan direk aan 'n abattoir verkoop, jy kan jou lammers self afrond en dan laat slag, jy kan jou dalk van jou lammers vet maak en opsaag en direk aan die verbruiker verkoop. Alles wat jy kan doen om die gemiddelde prys per eenheid hoër te kry. Dan, wat jou veranderlike koste aan betref, dit is jou koste per eenheid, per kilogram, per kleinvee eenheid. So, hoe gaan jy hierdie doen? En jou grootste koste hier is gewoonlik jou voerkoste. So, die regte kos vir die regte dier op die regte tyd vir die regte periode. Dit is die antwoord wat ek wil hê. So jy moet presies weet wat is die behoefte van jou diere, vir watter spesifieke dier, wat is sy behoefte, wat is die regte kos om vir hom te gee, en die regte hoeveelheid wat jy vir hom moet gee, en vir hoe lank moet jy dit vir hom gee. Want as jy dit nie presies reg doen nie, dan gaan jy onnodig geld uitgee op koste van produksie, wat nie nodig is nie. Dan jou vaste koste gedeelte is maar soos jou voertuie en jou arbeid en al daai goeders, is
is dit optimaal? Is die produktiwiteit reg? Het jy die regte infrastruktuur? Het jy die regte voertuie vir die spesifieke werk, of het jy ry jy met 'n Land Cruiser, maar jy het eintlik net 'n gewone tweewiel Mahindra bakkie nodig. Wat is hierdie vaste koste van jou, is dit in lyn vir dit wat jy produseer? So hoe laer hierdie koste is en hoe hoër daai prys is, hoe meer wins gaan jy maak op die einde van die dag. So dit is maar die 3 maniere. Dit is, jy moet die prys verhoog, jy moet jou koste so laag as moontlik kry, en dan moet jy meer kan produseer. Nou, hoe produseer jy meer? Jy kan meer produseer deur beter landpersentasie te kry, beter speenpersentasie te kry. Jy kan meer produseer deur jou oeye in die regte kondisie te hê, deurlopend, sodat jy swaarder lammers kan speen met dieselfde insette, kan jy 'n hoër uitset kry. So daar's verskillende maniere hoe jy dit kan doen. En dan ook daar is ook metodes wat jy op dieselfde plaas, dat jy jou veiding so kan verbeter, dat in plaas van dat jy met 1000 oeye boer, kan jy dalk met 1500 oeye op dieselfde plaas boer, omdat jy jou draagkrag al so verbeter het, dat jou plaas dit kan hanteer. En dan raak daai winsgewendheid van jou, ek meen dit is 'n eksponensiële groei wat jy daar kry, in terme van winsgewendheid. So, wat is die 3 fokusareas waarop jy kan fokus? Daar is net 3 plekke waar jy kan fokus om meer winsgewend te wees in jou skaapboerdery. So ek noem dit die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die eerste een is besigheid en mense, dan is dit jou natuurlike hulpbronne en dan is dit produksie en bestuur. So as jy hierdie 3 goeders optimum kan bestuur, dan gaan jy 'n winsgewende, volhoubare skaapboerdery bou wat jy aan jou toekomstige geslagte kan oordra. Nou kom ons kyk eers na wat bedoel ons by besigheid en mense. By besigheid en mense sê ons jy moet dink soos die top 1% skaapboere. Jy moet 'n strategiese besigheidsplan hê, jy moet jou finansies bemeester, jy moet 'n veerkragtige, skaalbare boerdery bou. Hoe lyk jou arbeid, en dan jou bemarking en verkope, en dan opvolgbeplanning en die bou van 'n boerdery nalatenskap. Nou as ons gaan kyk na die eerste een daar, dink soos die top 1% skaapboere. Nou hoe dink die top 1% skaapboere? Die topboere aan boerdery is 'n besigheid. So as jy 'n suksesvolle besigheid wil hê, dan moet jy meer tyd spandeer aan jou besigheid as wat jy in jou besigheid spandeer. Die meeste boere val in wat hulle noem die technicus lokval. So jy wil alles self doen, dis net jy wat dit kan doen, dis net jy wat dit die beste kan doen. Niemand anders kan dit so goed doen soos jy nie. Dis net jy wat weet hoe om dit te doen. En almal moet vir jou vra om hoe dit gedoen moet word, en op die einde van die dag dan doen jy dit maar self, want niemand kan dit so goed doen soos jy nie. Maar as jy dink soos die top 1% skaapboere, sal jy vir jouself gaan sê, right, wat is dit wat ek kan doen? Waarop moet ek fokus? Sodat ek aan my besigheid kan werk, sodat ek my beplanning kan doen, my strategie kan uitwerk. Wat is my take wat ek kan delegeer na ander mense toe, wat daai selfde tyd kan spandeer, maar dit baie goedkoper kan doen. Ek kan nie bekostig om daai werk self te doen nie, want my tyd is baie meer werd as dit. So, hoe gaan jy te werk gaan om te bepaal of jy meer tyd spandeer aan jou besigheid as in jou besigheid? So, dit is hoe die top 1% skaapboere werk, en dit is hoekom hulle suksesvol is. Dit is hoekom die top 1% besigheidseienaars suksesvol is teenoor die gemiddeld. So, wat doen hierdie manne? Hulle het 'n langtermynvisie vir hulle boerdery. Hulle weet wat wil hulle met hulle boerdery bereik in die volgende 10 jaar, 15 jaar. Hulle weet hoe hulle daar wil uitkom. So as jy weet wat jy wil bereik met jou skaapboerdery oor die volgende 15 jaar, waar wil jy staan in 15 jaar se tyd van nou af?
Dan weet jy waar jy oor 10 jaar moet wees en dan weet jy ook waar jy oor 5 jaar moet wees. Ons noem dit reverse engineering. So dan begin werk jy aan 'n wat ons noem 'n langtermynstrategie met korttermyn implementering. So om by daai resultate uit te kom, wat moet jy vandag doen? Wat moet jy hierdie week doen? Wat moet jy hierdie maand doen? Wat moet jy die volgende kwartaal, 6 maande, jaar doen sodat jy by daai langtermyn doelwitte van jou uitkom? Wat is by daai visie wat jy het vir jou boerdery? So dit is die verskil. En as die manne dan die strategie het, as hy die langtermyn visie, die langtermyn beplanning het, dan stel hy vir hom 'n besigheidsplan op met 'n strategiese implementeringsplan. En dan begin hy implementeer en saam daarmee soos wat hulle implementeer, meet hulle en monitor hulle dit wat hulle implementeer. En na elke gegee tyd dan evalueer hulle dit wat hulle gedoen het en hulle kyk wat was die vordering wat hulle gemaak het. Wat is die impak wat daai spesifieke aksie het op die boerdery? Dan evalueer hulle dit. En as daai aksie nie is soos wat hulle die verwagte uitkoms is nie, dan gaan doen hulle regstellings. So hulle probeer dit voortdurend verbeter op dit wat hulle doen. So dan as jy eers jou langtermynplan en strategie en implementering het, dan is dit 'n geval van moniteer, evalueer en stel reg. Moniteer, evalueer en stel reg. En daai proses is voortdurend aan die gang en dit maak dan dat jy al meer suksesvol raak en dat jy by jou langtermynvisie gaan uitkom. So en dan die volgende punt is bemeester jou plaas se finansies. Weet jy wat gaan in jou boerdery aan? Weet jy presies wat is jou inkomste en jou uitgawes in jou boerdery? Weet jy wat dit jou kos per kilogram eenheid om dit te produseer, per kilogram vleis, per kilogram wol? Wat kos dit jou om daai vleis te produseer? Wat is jou inkomste per kilogram uit jou boerdery uit? Wat is jou inkomste per kleinvee-eenheid? Wat is jou inkomste per ooi? Wat is jou inkomste per kleinvee-eenheid hektaar? Weet jy wat het jy daai normes? Dan stel jy vir jou begroting op. Want as jy weet wat die norme is, dan weet jy wat jou begroting moet wees om by jou gelykbreekpunt uit te kom en om 'n sekere persentasie wins te maak. Want as jy dit weet, dan kan jy weet wat moet jy doen om daar uit te kom. So dit is baie belangrik dat jy dan 'n begroting opstel vir jou boerdery, vir elke faset, en dat jy daai begroting vat en dan moet jy dit monitor teen jou maandelikse inkomste en uitgawes, om seker te maak jy bly op die pad. Dit gaan nie altyd 100% werk soos wat jy begroot nie, maar ten minste is daai aanduiding daar en jy sal sien as jy van die pad af gaan, dan moet jy gaan vra, hoekom is jy van die pad af en hoe kan jy dit regstel? Dit is die manier om dit te doen. Dan die ander belangrike ding van jou plaas, van jou finansies is, daar's inkomste en uitgawes en daar's bates en laste. En ek sien baie boere, hulle kyk net na wat gaan op die bankstaat aan, hoe lyk sy bank, hoe lyk sy kontantvloei. Nou dit is belangrik dat jy jou kontantvloei bestuur, dat jy weet wat gaan aan, maar dit kan ook wees dat daar geld in die bank is, maar jy is besig om al jou voorraad te verkoop, en jy kom dit nie agter nie, so jy dink jy beweeg vorentoe, maar eintlik beweeg jy agteruit. So monitor jy jou bates en lastes ook op 'n maandelikse basis. Ek sien baie boere wat hulle hou baie noukeurig hulle veegetalle, maar as jy vir hulle vra nou, daai waarde van jou vee in die begin van die finansiële jaar, wat was die waarde van jou vee gewees en wat is dit nou huidiglik? Dan kan hy nie regtig vir jou sê nie. Maar hy weet presies hoeveel skaap daar veronderstel is om op sy plaas te wees. Maar dit kan wees dat sy bankbalans baie swak lyk. So hy dink hy's besig om totaal bankrot te gaan, maar eintlik het hy net 'n klomp vee teruggehou. Hy het nog nie verkoop nie. So dit is baie belangrik dat jy daai bates en laste van jou hou. En dan ook jou inventaris van jou toerusting wat jy het.
wat is daar op jou plaas? Wat se toerusting is daar? Wat is die waarde van daai toerusting? En is daar toerusting wat daar rond lê wat jy kan eintlik omsit in kontant? Goed wat jy nie regtig gebruik nie, maar dit lê maar net daar. Wat vir jou 'n positiewe kontantvloei kan gee. So dan, hoe bou ons 'n veerkragtige en 'n skaalbare boerdery? Nou, om 'n veerkragtige en 'n skaalbare boerdery te bou, 'n boerdery wat jy kan vorentoe vat. Om dit reg te kry, moet jy standaard operasionele prosedures hê. Anders gaan jy dit nie reg kry nie. As jy alles self moet doen en elke dag moet die besluite neem hoe dit gedoen moet word, wie dit moet doen, wanneer dit gedoen moet word. Jy kan net soveel span tyd insit op 'n dag en jy kan net soveel orders op 'n dag gee. Jy sal nie kan jou boerdery uitbrei nie. So standaard operasionele prosedure is eintlik maar net wat is die goed wat op jou plaas gedoen moet word? Wat moet gedoen word? Wanneer moet dit gedoen word? Hoekom moet dit gedoen word? En hoe moet dit gedoen word? En wie moet dit doen? So daar is sekere goed op jou plaas wat elke dag gedoen moet word. Dan is daar goed wat een keer 'n week gedoen moet word. Dan is daar goed wat een keer 'n maand gedoen moet word. Een keer elke 2 maande, een keer 'n kwartaal, een keer in 6 maande, een keer 'n jaar. So jy moet gaan neerskryf. Wat is die goed wat in elkeen van daai kategorieë val? En dan moet daar geskryf word. Wat is dit wat gedoen moet word en hoe moet dit gedoen word en wanneer moet dit gedoen word en waarom moet dit gedoen word? Dan het jy 'n standaard operasionele prosedure. Wat as jy dan 'n boerdery gebou het wat soos 'n geoliede masjien loop, dan kan jy daai ding gaan uitbrei, want dis dieselfde goed wat gaan gebeur by die volgende boerdery of by die huurplaas of whatever. As jy uitbrei, dan kan jy skaal, want jy het daai stelsel in plek. Maar ook vir as jy iets oorkom. Het kan wees dat jy siek raak of in 'n motorongeluk of dalk te sterwe kom. En nou weet niemand wat op daai plaas aangaan nie. Almal skarrel rond en val rond, want hulle weet nie wat moet gebeur nie. Maar as jy standaard operasionele prosedure het, dis 'n handleiding vir jou boerdery. Wat net jy kan skryf, want jou boerdery is uniek. Maar dan weet almal, hoe werk dit? Almal weet presies wat gedoen moet word, wanneer dit gedoen word, hoekom dit gedoen moet word. En dan kan hulle iemand gaan vra wat kundig is om daai spesifieke ding te doen. Of dalk vir jou buurman gaan vra, hoorie, kom help 'n bietjie hier met die boerdery. Hier is die goed wat gedoen moet word, hier is die standaard operasionele prosedure. En dan kan daai boerdery aangaan sonder dat daar enige hiccups hoef te wees. Om daai standaard operasionele prosedure van jou optimaal uit te voer, het jy arbeid nodig. Jy het mense nodig om daai werk te doen. En die vraag is, hoe lyk jou arbeid? Ek sien boere, dis een ding wat hulle baie keer tekortskiet is. Die manne, die arbeid wat hulle gebruik, is die manne, hy tel sommer die manne hier by die koöperasie op, die losmanne, en dan gaan hulle uit plaas toe. En daar is nie eintlik, daar word nie onderhoude gedoen die mense, wat kan jy doen? Wat se skills het jy? Wat se vaardighede het jy waar het jy voorheen gewerk? Daar word nie regtig huiswerk gedoen. Die arbeid gaan maar net saam plaas toe en dan as hy daar afklim, dan moet hy maar net daar inval saam met die manne en daar word opdragte gegee, maar hierdie ou het nie 'n idee waar hy is nie. Hy weet nie eens hoe werk die plaas nie, hy weet nie hoe werk die kamp nie. Hy het geen idee wat op daai plaas aangaan nie, maar hy moet net inval en werk. En as hy dan nou nie reg is of as hy nou 'n verkeerde stap neem of iets verkeerd doen, dan is hy absoluut useless en dan gaan hy maar weer dorp toe. So gaan die manne aan. So my vraag is, het jy rolle en verantwoordelikhede vir jou arbeid, vir jou personeel? Weet elke ou presies wat van hom verwag word? Weet elke ou presies wat is sy verantwoordelikheid? En as ek praat van verantwoordelikheid, is dan, jy kan nie verantwoordelikheid en besluitnemingsgesag
skei nie. So as jy vir iemand die verantwoordelikheid gee om 'n ding te doen, dan moet hy die besluitnemingsgesag hê om daai ding te kan doen. Anderster as hy nie kan besluit daaroor nie, dan is jy of iemand anderster verantwoordelik vir dit. So daai ou voer maar eintlik net die opdrag uit. So dis belangrik dat jy vir mense presies weet wat word van hom verwag, wat is die reëls op die plaas, hy moet presies weet wat staan in die standaard operasionele prosedures, die handleiding is daar, hy kan dit gaan kyk, as hy onseker is, kan hy eintlik net vinnig daar deurgaan, en hy kan gaan kyk hoe dit gedoen moet word. So dit gaan 'n ongelooflike klomp probleme vir jou oplos. En dan die ander belangrike ding is van arbeid is, het jy 'n stelsel van komplimentering of het jy 'n stelsel van kritisering? Kyk jy net wat die ouens verkeerd doen en dan klim jy in hulle keelgate af en skel en vloek en gaan te kere, of kyk jy wat hulle reg doen en dan komplimenteer jy hulle op dit wat hulle reg doen. En ek kan jou waarborg, as jy oorgaan van 'n stelsel van kritisering na komplimentering, as jy begin om vir mense te komplimenteer vir die goed wat hulle reg doen, dan gaan hulle vir jou absoluut totaal en al verras oor hulle vermoë. Want elke liewe mens het maar eintlik 'n craving, soos hulle sê in Engels, vir erkenning. Elke mens wil net graag 'n bietjie erkenning in die lewe hê. So gee vir jou arbeid die erkenning wat hulle toekom. En het jy 'n stelsel in plek waar jy die mense monitor om dan vir hulle erkenning te gee. En wat baie keer gebeur met arbeid is, die ou doen ongelooflike goeie werk, maar dan op 'n dag maak hy vir jou bitterlik kwaad oor iets wat hy verkeerd gedoen het. En dan onthou jy net die ding wat hy verkeerd gedoen het, maar jy onthou nie al die goed wat hy reg gedoen het nie. Dan kry jy 'n ander arbeider wat hy doen nooit iets regtig verkeerd nie, maar hy doen ook bitter min eintlik. Hy hang maar net daar rond. Maar op 'n of ander dag, omdat hy jou nie kwaad gemaak het nie, dink jy hy's eintlik nie te sleg nie. Hy's eintlik 'n goeie arbeider. So hoe moniteer jy, hoe evalueer jy daai arbeid van jou om te sorg dat jy die toparbeid het, en hoe komplimenteer jy daai manne om hulle te verbeter, en watse opleiding gee jy vir hulle om te sorg dat hulle deel is van jou boerdery se sukses. Dan as ons kom by bemarking en verkope vir maksimum wins, daar's 'n verskil tussen bemarking en verkope. Het jy 'n bemarkingsstrategie, het jy 'n verkoopstrategie? Het jy 'n storie? Het jy 'n handelsmerk? Het jy 'n aanlyn teenwoordigheid? Het jy 'n YouTube kanaal? Het jy 'n webwerf? Het jy 'n Facebook page? Is jy op Instagram? Waar vertel jy jou storie? Hoekom moet mense by jou koop en nie by iemand anders dan nie? Hoekom moet hulle jou vleis koop en nie iemand anders se vleis nie? Hoekom moet hulle by jou ramme koop en nie by iemand anders dan nie? Wat maak jou diere beter? Wat maak dit nou so wonderlik? So, en baie keer is dit nie dat jou goed beter is nie, jy het net 'n beter storie as die ander ou. So vertel jou storie. Saam met jou storie moet jy dan word wat hulle noem 'n trusted advisor. Vertel vir mense van jou stories, vir jou sukses en alles. En dan sal mense begine opkyk na jou besigheid, na jou boerdery, en dan sal jy suksesvol wees met jou handelsmerk, met jou brand wat jy verkoop. Dan jou verkoopstrategie is hoe verkoop jy? Hoe lyk jou produksieproses? Het jy net een lamseisoen, of het jy 2 lamseisoene, of het jy lam jy elke 2 maande om jou kontantvloei te verbeter, sodat jy gereeld diere in die mark het, sodat jy want daar is ook maar sikliese prysbewegings, sodat jy jou risiko kan versprei in terme van prys. Verkoop jy direk aan die abattoir, of verkoop jy aan 'n agent, bel jy rond vir pryse, kyk jy waar kan jy die beste prys kry, verkoop jy direk aan die verbruiker, of van jou goed aan die verbruiker, maak jy gebruik van verskillende opsies, het jy kontrakte, hoe verkoop jy jou produk om die maksimum wins te maak uit jou produk uit. So daar is maniere hoe jy dit kan doen.
Dan wat opvolgbeplanning aanbetref en die bou van 'n boerdery nalatenskap is in jou langtermynvisie vir jou boerdery. Wie gaan opvolg? Wie gaan oorvat? Wie gaan die leiersels oorvat by jou? Weet jou familie presies wie gaan oorvat? Weet hulle wat van hulle verwag gaan word om oor te vat? Hoe maak jy seker dat almal regverdig behandel word met die oordrag van die boerdery? Hierdie bate wat nou oorskuif, wat in die hande gaan kom van die opvolger, hoe gaan jy dit doen dat almal tevrede is? Want ek sien daar is, en dit is so algemeen in die boerdery omgewing, dat jy hoor, ek het gisteraand weer gehoor van iemand wat gesê het, nee, daai ou is familie van ons, maar ons praat glad nie met hom. Ons praat nie meer met mekaar nie. En as jy vra, hoekom praat hulle nie met mekaar nie, dan is dit gewoonlik oor grond, oor erfgeld, daar is 'n issue daarmee. En dit is nie die moeite werd om familie-issues te hê oor grond nie. Dit is regtig nie die moeite werd nie. So gaan doen jou opvolgbeplanning. Maak seker dat almal presies weet waar hulle staan, dat die persoon wat oorvat presies weet wat van hom verwag word, en om hierdie boerdery suksesvol oor te vat. En dan die ander belangrike ding is, hoe lyk jou strukture vir die oorneem van die boerdery? Is alles op jou persoonlike naam, of het jy 'n trust in plek, het jy maatskappye in plek? Hoe lyk die struktuur? Wat se entiteite besit bates? Watter entiteite is daar vir die bedryf van die boerdery? Hoe lyk daai strategie? Het jy kundige mense wat jou kan adviseer om dit so te doen, sodat jy nie in daai lokval ingaan van dat jou kinders die dag as jy te sterwe kom, dan moet hulle die grond verkoop, sodat hulle die belasting kan betaal, en dan is daar bitter min oor vir die mense wat agterbly. So daai is baie belangrik dat daai opvolgbeplanning gedoen word. Dan die derde fokusarea is natuurlike hulpbronne. Hoe bestuur jy jou natuurlike hulpbronne? En daar is basies maar net 3 goede. Dis die grond, die water en die veiding, en dan wat is jou draagkrag? So wat die grond aanbetref, hoe lyk jou die gesondheid van jou grond? Hoe lyk die erosie op jou plaas? Is daar kalkkolle? Hoe rehabiliteer jy jou grond? Hoe sorg jy dat jou grond in optimum kondisie is, gesondheid is? Is daar genoeg, hoe lyk die ekosisteem in die grond? Is daar genoeg organismes in die grond? Is daar bakterieë, wurms, alles wat in jou grond moet wees om te sorg dat jou grond die hoogste moontlike potensiaal het om plantegroei te produseer. So is daai bestuur van jou reg. Dan wat die water aanbetref, hoe lyk jou waterbestuur? Het jy 'n plan? Wat maak jy met jou bogrondse water? As dit kom reën, loop al die water weg, of keer jy dit uit op die veld? Het jy damme wat jy het opberg vir besproeiing? Wat is jou plan met die water wat op jou plaas kom? As dit reën, wat word van daai water? Hoe bestuur jy dit? Hoe kry jy die meeste uit dit uit? Om dit so optimaal as moontlik te benut. Hoe lyk jou ondergrondse water? Hoe benut jy jou ondergrondse water? Is jy besig om dit te myn, of is jy besig om dit te bewaar? Benut jy dit optimaal sodat daar genoeg water sal wees vir jaar in en jaar uit vir jou plaas volgens die watertafel? Het jy al jou water getoets? Wat is die mineraalinhoud van jou water? Is daar nie dalk minerale wat so hoog is dat dit affekteer jou diere se produksie nie? Want jy kry wat ons praat van geïndiseerde tekorte. As daar te veel van een mineraal is, kan dit veroorsaak dat 'n tekort aan 'n ander mineraal. So dat kan dalk wees dat jou diere nie optimum produseer nie, en die probleem lê in die water. Dan wat jou veiding aanbetref, hoe lyk jou veidingstelsels? Hoe benut jy die plantegroei wat op jou plaas is? Hoe benut jy daai beskikbare plantegroei?
Is jy besig om oor te bewy of is jy besig om onder te bewy? Is jy besig, het jy aanhoudende bewyding of het jy drukbewyding? Het jy 'n driekampstelsel? Wat is dit wat jy gebruik om te sorg dat die plaas vir jou optimum plantegroei kan gee? En as ons hier praat van is dit help nie, jy het al hierdie wonderlike groeipotensiaal op jou plaas in terme van plantegroei nie, maar dit is net 'n klomp onsmaaklike goeders wat die diere nie vreet nie. Is hoe bewy jy jou plaas om te sorg dat die grond vir jou dat die grond vir jou smaaklike plante produseer wat jou diere kan gebruik om optimaal vir jou te produseer. Dan die laaste ding is dan is draagkrag. Met ander woorde, hoe bestuur jy daai plaas van jou? Want 'n plaas het nie net, ek weet daar is daar's draagkragnorme wat in die 60er jare uitgewerk is, die departement landbou, wat sê hierdie plaas kan se draagkrag is sê nou maar 1 op 14. 14 hektaar vir een groot vee-eenheid of 20 hektaar vir 'n groot vee-eenheid, dis die draagkrag. Maar daai draagkrag kan verhoog of verlaag afhangende van hoe jy daai plaas bestuur. So hoe gaan jy te werk om die draagkrag van jou plaas te verbeter? Daar is maniere wat die mense dit doen. Die derde fokusarea is produksie en bestuur, skaapproduksie en bestuur. So onder skaapproduksie en bestuur gaan ons kyk na teeling en seleksie, voeding en bestuur, dieregesondheid, basiese infrastruktuur, toerusting en tegnologie. Nou, as dit kom by teeling en seleksie, dan moet jy vir jouself gaan vra, vir jou boerdery, vir jou spesifieke boerdery, wat is die beste skaap om mee te boer? Hoe lyk 'n funksioneel doeltreffende skaap vir jou plaas? Is dit 'n vleisskaap, is dit 'n wolskaap, is dit 'n vleiswolskaap? Wat is die tipe, hoe lyk hulle? Dan moet jy vir jouself gaan vra, okay, as ek nou weet hoe lyk hulle, hoe gaan ek hulle teel? Gaan ek ramme aankoop? Gaan ek self ramme teel? Hoe selekteer ek my vervangingsoeye, sodat ek sorg dat of kan verseker dat ek met die hoogste moontlike potensiële vervangingsoetjies gaan sit, wat vir my die beste gaan produseer en reproduseer oor hulle leeftyd. Hoe lyk my ouderdomsstruktuur van my kudde? Het ek 3, 4, 5 ouderdomsgroepe? Hoe lyk die ouderdomsstruktuur? Hoe lyk die kudde samestelling van my kudde? Hoeveel ramme het ek? Hoeveel vervangingsoetjies het ek? Hoeveel, as jy met wolskape boer, het ek hamels of wat gaan ek doen om te verseker dat my ouderdomsstruktuur en my kudde samestelling van so 'n aard is dat ek die beste moontlike kans het om die meeste wins te maak uit my skaapboerdery. So om dit te kan regkry, moet jy dan 'n teelplan hê, jy moet 'n teelbeleid hê en jy moet 'n teelplan hê oor hoe jy dit gaan benader. Dan onder voeding en bestuur, skaapboerdery is maar 'n sikliese besigheid, so jy het 'n reproduksiesiklus waardeur jy die skaap moet bestuur. So gewoonlik is dit 2 maande voor paring. Hoe bestuur jy jou ooi en jou ramme van 2 maande voor paring af, deur die reproduksiesiklus, paartyd, vroeë dragtigheid, middragtigheid, laatdragtigheid en dan laktasie en tot by speen. En dan hoe kry jy die oeye weer terug in die regte kondisie vir die volgende paartyd? En dan hoe groei jy jou jong oeye uit sodat hulle vir jou die beste leeftydproduksie kan gee? So hoe gaan jy te werk deur hierdie reproduksiesiklus? Hoe lyk jou lamstelsels? Het jy een lam jy 1 keer per jaar, of lam jy elke 8 maande, of lam jy 1 keer 'n jaar, maar jy deel dit op, dat jou oeye sê nou maar elke 6 maande lam, of elke 2 maande lam, sodat jy beter kontantvloei kan kry. Hoe bestuur jy hierdie stelsel van jou? Hoe lyk jou voeding van jou skaap deur hierdie reproduksiesiklus? Hoe sorg jy dat jou diere
in die regte kondisie is om optimaal vir jou te produseer en reproduseer. Gee jy die regte kos vir die regte dier op die regte tyd en die regte hoeveelhede, maak jy gebruik van adviseurs, koop jy aanvullende voer in, meng jy jou eie voere, hoe gaan jy te werk om dit te kan doen? En dan ook tydens jou voeding en bestuur, weet jy presies wat die probleme is deur die reproduksiesiklus. Met ander woorde, wat is jou persentasie oeye wat ram vat, wat is die persentasie tweelinge of hoeveel lammers is in die baarmoeders, hoeveel lammers kom aan, hoeveel lammers merk jy, hoeveel lammers speen jy, en dan weet jy wat die rede is hoekom daai goed verskil. Met ander woorde, as jy beplan vir 95% besetting. Aan die ander woorde, as jy 100 oeye ram gegee het, dan moet 95 van daai oeye moet dragtig wees. So as daar nou nie 95 van daai oeye dragtig is nie, wat is die probleem? Hoekom is daar nie 95% van daai oeye dragtig nie? As jy dan die oeye scan en jy sit met 150% fetusse in die baarmoeders, en dan wanneer die oeye lam, as hulle klaar gelamme, dan het jy net 100 lammers aangekry. Wat het van daai ander 50 geword? Wat is die rede? En as jy dan tussen lam en merk, hoekom verloor jy lammers tussen lam en merk? Hoekom verloor jy lammers tussen merk en speen? Wat is die redes? So het jy 'n stelsel in plek om dit te meet en te monitor. Samel jy die regte data aan? Hoe kry jy dit reg om spesifiek te bepaal waar jou probleem lê in hierdie reproduksiesiklus? Dan wat dieregesondheid aan betref, het jy 'n en 'n doseerprogram wat jy doen deur die siklus. Hoe voorkom jy dat daar siektes uitbreek? Het jy 'n biosekuriteitsplan in plek om te keer dat daar siektes inkom na jou plaas toe, wat jy nie wil hê nie. Ons sukkel nou met bek en klouseer huidiglik wat uitbreek oral. Hoe keer jy dat daai siekte nie op jou plaas kom nie? Het jy quarantynemaatreëls in plek, of koop jy maar net ram aan en dan jaag jy hom tussen die oeye, of koop jy skaap in en dan jaag jy hulle maar net saam met jou ander skaap op die plaas? Hoe keer jy? Hoe lyk daai proses van jou om te sorg dat daar nie siektes uitbreek op jou plaas nie? Dan jou basiese infrastruktuur. Is jou basiese infrastruktuur in orde? Is die goed reg? Is jou krale, is jou hanteringsfasiliteite reg, sodat dit voldoen aan jou dierewelsynsvereistes, sodat die diere nie seer kry, dat dit reg hanteer word, dat dit maklik is vir die diere, dat hulle nie onder al die onnodige stres deurgaan nie. Dan hoe lyk jou toerusting wat jy mee werk? Het jy die regte toerusting, terme van jou skale, jou laaibanke? Hoe lyk daai toerusting wat jy maak? Jy gebruik van oorplaatjies, RFID plaatjies, ensovoorts. Het jy skandeermasjiene? Hoe lyk jou toerusting wat jy gebruik op jou plaas? Dan tegnologie, maak jy gebruik van die nuutste tegnologie? Het jy slim meters? Het jy waterstelsels, slim meters op jou waterstelsel om te sorg dat daar heeltyd water is, of om te weet wanneer daar nie water is in jou damme nie? Gebruik jy van daai tegnologie? Maak jy gebruik van drone tegnologie om te kyk hoe lyk dit op jou plaas? Hoe bekamp jy veediefstal? Hoe gaan jy te werk met ongediertes? Wat se toerusting gebruik jy? Wat se tegnologie gebruik jy? Wat se metodes gebruik jy om te verseker dat jy die minimum verliese het in terme van veediefstal en ongediertes? So dit is wat produksie en bestuur aan betref. Dan as jy nou
na hierdie video kyk en jy wonder nou, hoe gaan ek al hierdie goed gedoen kry? Ek het nie 'n idee eintlik waar ek moet begin en waar ek moet eindig nie. Of dalk sê jy vir jouself, maar ek weet nie eintlik waar ek staan met my boerdery nie. Nou ek het 'n skaapboerdery mentorprogram. Ek noem dit die WMS Top 20 mentorprogram. Dit is 'n stap vir stap aksieplan vir sukses. Ek help toegewyde kommersiële skaapboerdery boere om hulle skaapboerdery te groei na die top 20% binne 12 maande. So as jy wil gaan kyk wat presies ek bedoel met die WMS Top 20 mentorprogram, dan sal ek voorstel dat jy gaan doen eers die evaluasie. Reg onder hierdie video is daar 'n skakel wat sê WMS skaapboerdery evaluasie. Gaan doen die evaluasie en dan kyk jy wat is jou persentasie. Hoe vergelyk jy met die top 20% skaapboere in Suid-Afrika? En as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet of jy regtig hulp nodig het. Want as jy klaar onder die top 20% boere is, dan kan ek jou nie en ek verder help nie. Maar as jy rondom 30, 40% lê of 20% lê, dan het jy hulp nodig. En dan moet jy vir jouself sê, okay, as jy nie by my gaan hulp kry nie, by wie gaan jy hulp kry? Maar sorg net dat jy hulp kry. So ek stel voor, gaan doen die evaluasie en dan sal daar, as jy die evaluasie klaar gedoen het, dan sal daar stappe wees hoe om by my uit te kom. Dan verder kan jy net na hierdie aan die einde van die video, die volgende wat op die skerm gaan opkom, is die WMS Top 20 mentorprogram video. So gaan klik op daai video en dan kan jy ook gaan kyk wat bedoel ek met die WMS Top 20 mentorprogram. Hoop ek sien jou aan die binnekant.